ons is besig, liewe maatjies, met reeds oor Korintiërs. So ek wil net 'n opsomming gee van waar ons nou trek, in geval julle nie was nie, of glad nie was nie. En eerst net ek net kyk na 'n bietjie agtergrond oor hoekom Paulus hierdie briewe geskryf het vir die gemeente Korinthe en wat daar aan die gang is daarso en al sulke dinge. En die uitstandpunt wat julle moet onthou van daai eerste ding was hierdie. Paulus weet, hy skryf van 'n gemeente wat berig is vir die ongure dinge oor hy kom as op daai stad. Als van verdeeldheid tot seksuele wanpraktyke. En ten spyte daarvan sê hy vir hulle, julle is geheiligd is. So hy bevestig die hele tyd vir hulle, julle maak droog, en dit kan nie, ek spreek dit aan, maar julle is geheiligd is. En dit is die veilige plek waar ons moet wees as die goed in ons lewe, wat ons spreek dit en alhoor. Dit is nie net van, jy is sleg nie, jy is God se kind. En as jy droog maak, die vrouwelijkheid maak droog, dis kon aangespreek word, maar dis okay, dat is God se genade daar vir sy kind. En ons geborgenheid in Christus is die veilige basis waaruit ons dit aanspreek in ons lewe. En week 2 het so kyk na die eerste probleem wat Paulus oor gepraat het, en dit was verdeeldheid. En hy het 'n paar oogpunte daaroor gepraat, en die slotsom wat ons by gekom het was, hou Christus die fokus van jou lewe, hou die fokus van hierdie bediening, want as hy die fokus is, kan party leraars wat jy in jou lewe sien twak praat. Dis nie reg dat hulle twak praat nie, maar dit is okay vir eenheid. Party mense se motiewe kan half onrein wees. Dis nie 'n goeie ding nie, maar dit is okay. Dit behoort nie verdeeldheid te bring nie. Hoekom nie? Maar die fokus op Christus. God sê hy sal self elkeen teenoor oordeel. En hy gaan fiksie kom aan en hy gaan vir jou goedjies braak en kyk wat staan. Daai is God se job. Ons job is hy fokus op hom, dan sal hy eenheid wees. En week 3 het ons gekyk laasweek na seksuele misdrywe. En Paulus het gesê, hierdie ding is so serieus, maatjies, as jy hom uitlos, trek hy deur die kerk. En ek sit vanoggend en dink in die kerk, dit is hoekom die kerk als ek het op die toelaat lees daar. As jy weet sien, dan sal dinge okay in die kerk wat nie van tevore was nie. Maar dit word nie aangespreek nie, en Paulus sê dit serieus. As jy dit ding los, gaan dit oorneem. So, ons moet nie die mense in die wêreld aanspreek nie. Paulus sê, dis God se job daar. Ons gaan in die wêreld met pad gees, ons moet om op hulle gaan maak. Maar hy sê, as iemand homself 'n broer noem, en hy lewe ook in 'n gesonde, dan is dit jou job om in die liefde met hom te gaan praat. En in Matteus het ons gekyk na die hele proses van wie dit doen. En die doel van daai ding is nie om hom te straf nie. Die doel daarvan is om terug te kry in gemeenskap met God. En in gemeenskap met die gemeente weer. Vandag kyk ons na die volgende ding wat hy aanspreek, wat Paulus aanspreek in dit is huwelike, egskeidings en koopindes, al sulke dinge wat daaroor gaan. So ek ook nie daar is nie, weet nie, maar okay, ons gaan weer vandag lees ons die minste van al die weke, is net die minste. So, as jy die Bybel sê, 1 Korintiërs 7 van vers 1, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Dis ou vertaling, niemand het raak, niemand het seks nie. Maar vanweë die hoerery moet elke man haar eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, dis weer eens uit Testament gesê nie. En net so ook die vrou en die man, die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te wy. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders. Julle onthou dat 1 Korintiërs het ons gesê, is eintlik die tweede brief al, ons het nie die eerste nie. En die eerste brief het Paulus blykbaar geskryf van hulle, om vir hulle te sê, distansieer hulle van die gehoerery daar in Korinthe, en het blykbaar ook vir hulle gesê, ek wens julle was soos ek, soos nou hierso, moenie beter om te trou nie. En party van die lot daar in Korinthe dog toe nou wel Paulus sê, ons moenie getroud wees, so nou wil hulle skei, of hulle het geskei. Paulus skryf hierdie brief onder andere om te sê, draai bietjie breek aan na man, is nie wat ek bedoel nie. Hy sê, dis goed as jy nie 'n vrou aanraak nie. Maar as jy getroud is, dan moet jy eintlik aanraak. Jy kan nie nou staan en mekaar uitgaan nie, so nie. As jy getroud is, dan is jy getroud. En hy sê elke man moet sy vrou hê,
elke vrou wat haar eie man te hê, dis 'n 1-tot-1 deal hierdie. Okay? Daar's nie plek vir nog nie. En wat ook gebeur het, is party van hierdie mense dink nou wel, Paulus is duidelik hier besig en hulle op die heiligmaking ding, is 'n goeie ding wat Paulus oor praat. So om meer heilig te wees, gaan hulle nou op seks hê. En daar's net as wat Frank het gekyk, God het gemestig is 'n goeie ding. Hy het mooi gemaak. Frank het baie fantastiese design, ek selfs nie weet dit nie. En hy het gesê, doen dit baie. Hier so staan hy. Waar is jy wil bid? Ek is lief vir bid, maar nie so baie nie. So, God het gedink, is 'n great plan. En nou kom hy en sê, nee, ons kan nie. En Paulus sê, moenie mekaar weier nie, maatjies. Want die uiteinde daarvan is iemand gerondloop. En in Korinthe was dit maklik, daar was 'n klomp van die tempels met tempelprostituie. So die ou sê, sorry skat, ek gaan vir 'n keer vysie offer. Nou gaan hy. Paulus sê, kan nie so werk nie, nie mekaar weier nie. En dan was ook nog hierdie gebruik in die Romeinse kultuur, soos baie ander kulture nog, dat dit is okay vir 'n man om meer as een vrou nie getroud nie, flusies, wat jy wel wil is. Maar dit was okay geweest, dit was sosiaal aanvaarbaar. En Paulus sê, hoort nie so by God se kinders nie. En die basis waarop hy dit bou, is die eenwording van twee mense. God het dit so gemaak van die begin af, soos later ek sien. En daarom, omdat twee mense wat trou of seks het een word, dat God maak hulle een, daarom sê hy, hoort julle nie aan jou nie. Soos jy 'n girl is, jou man is net soveel eienaar van hy lyf, hy kan met hom doen wat en wanneer hy wil. En net so is my lyf gelukkig nie net my eie nie, my vrou sê sy mag daarmee doen wat sy wil wanneer sy wil. En ek laat dit gewoonlik nie. Ek wil iets met my lyf doen. Maar die punt is, dis nie ons nie. En God het dit jy is so amazing gemaak, dat as ons sal offer, dis soos enige in die lewe, as jy offer wat God vir jou sê, offer hierdie lewe, dan kry jy wat jy wil hê. Dis presies so julle huwelik werk, nie net die seksgeluk gedeelte nie. Alles is so. As jy dien, ontvang jy wat jy wil kry. Dis amazing. En net soos ons in die wêreld kan sien ook, hierdie ding wat God fantasties gemaak het, die duiwel die ding kom bevark in die wêreld. En nou gebruik mense mekaar se lywe nie in liefde en in respek nie, en dit word gemors. Want daar's nie die ding gedeelte nie. Nou is ek net 'n ding van ek het jou lyf gee. Hoort nie so nie. Die uiteinde van getroude mense wat mekaar om gaan weier, sê ek nie, so sê Paulus, is een geronde. En Paulus stel dit as 'n feit, ek het nog nie die teendeel in die regte lewe gesien word. Ons seksuele wesens lyk vir my en dis hoekom die huwelik 'n veilige plek is. Word dit so gemaak. Sy in die werk met hierdie aspekte en dit val baie mense aan daai verkoosiebillike. En dit klink dalk vir ons half ons amper soos 'n Christelike of volwasse graad in die Bybel. Dis 'n goeie punt, vat dit reg. Okay, dit gaan goed wees vir jou lewe, kan jou lewe beskerm. Dis 'n belangrike punt. Laaste ding wat ek vir julle wil wys hier is dat Paulus sê dis 'n genadegawe om enkel open te wees. Want ek onthou toe ek in die begin hierdie ding lees en ek dink, wat keer Paulus hy dalk weet hy op 'n bad day later opstaan met hierdie stukkie van. Dis beter om enkel te wees. Maar hy sê dis 'n genadegawe. En ek het 'n paar mense in my lewe leer ken wat ek dink daar's niks malaats om enkel open te wees nie. Dis 'n amazing ding. Die mense wat ek kan sien daai en dis gewoonlik girls vir van die Here. Dit voel vir my hulle soos 'n rooi lyntjie tel van die Here. Jy kan wat as ek op 'n enige tyd in die dag of nag en sit vir jou woord van God af. En dis 'n amazing genadegawe om enkel open te wees. Maar dis 'n genadegawe. Dit is spesiaal wat God vir jou gee. Daar's 'n teologiese toets wat ontwerp het om te kyk of is mense geskik vir enkel open wees of is jy meer geskik vir troumateriaal. En toets is jy kyk na iemand van die jy kyk na iemand van die teenoorgestelde geslag en jy kyk na Truksvybos. En as jy verskil sien, moet jy dit nie sê wat gaan. Dan trou jy dit. Jy moet dit gaan moeilikheid vir as het vir jou lyk of Paulus 'n probleem het met die huwelik in hierdie stukkie, soos vir my oorspronklik gelyk het, hy het nie. So my nog baie praat, maar hy praat onder andere in ander gedeeltes oor die hoë posisie wat hy huwelik beklee. En lees dit maar gedeeltes. Dit is Efesiërs 5 vers 25, wat julle almal ken. Manne, julle moet julle eie vrou lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig. Nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy gemeente voor hom gestel, nie sonder plek of rompel of iets dergeliks.
maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed dit en hy koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So Paulus sê, hierdie verborgenheid, hierdie stuk mystery van die huwelik, is 'n prentjie van God se gemeente. Dis 'n hoë plek wat 'n huwelik bekleed. 'n Hoë posisie en jy sê nog net was net self begins kom asseblief ek het net gesonde gesê net as jy praat bietjie meer uitgebrei daaroor, maar dis een van die amazing goed van huwelik. Jy het die voorreg om 'n prentjie van God vir mense op aarde te wys met jou huwelik. Dis 'n great job. En so Paulus het nie 'n probleem met huwelik. Dis al wat hy hier wil sê. Kyk, ons gaan aan vers 8. Paulus sê vir almal, ons moet eers dit lees. Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir julle goed as julle bly soos ek is. Dis nou enkel. Maar as julle nie kan beheers nie, of hulle nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Hy sê vir almal wat nog nie getroud is nie, of die wat sy huweliksmaats dood is klaar, dit is beter as om ongetrouwd bly, en ons sal later in vers 32 uitkom by hoekom hy vir hulle so sê, die ondekker is beter, maar dis nie 'n saak vir almal nie. Jy kyk of jy 'n gametjie het of nie. So party mense brand met passie en dan sê Paulus, trou jy dit, die beter plan. Mens kan net so lank brand, dan gaan iets afbrand. Hier is 'n ander plek wat daaroor praat. Hier is 1 Timoteus 5 vers 14. Ek wil dat julle jong weduwees trou, kinders baar, hulle huis regeer en die teeparty geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. So hy sê as daai vuurtjie van jou in brand is, gaan trou jy dit. Want jy beskerm het om te maak is, jy beskerm jou naam daar, so jy kyk dat niemand kan kwaad praat teenoor jou nie. Want mense gaan kwaad praat oor die vrede. So dit lyk as 'n party nie getrou het nie, maar eerder bietjie gaan rondboeker het. Sê Paulus nie, trou jy dit. Okay, ons trek by 1 Korintiërs 7 vers 10. En aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van die man moet skei nie. En as hy tog van hom skei en sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, as enige broeder 'n ongelowige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goed gevind het om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou hulle kinders onrein gewees het, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie, maar God het ons tot vrede geroep. Want hoe weet jy vrou of jy die man sal red? En hoe weet jy man of jy die vrou sal red? So in die eerste plek sê God nie sodat gelowiges wat getroud is, mag nie skei nie. En as jy skei, ons beveel van tyd mense aan, luister julle maar mekaar seer, om mekaar se waar uit. Maar nie papiertjies gaan gee nie. So skei sê hierso, vir Christene is nie aan nie. So as jy skei, herenig jy daarop. En dit dry met die res van die Bybel, daar's baie plek, ons lees vir die paar na. Markus 10 vers 11. En hy sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek teen haar. En as 'n vrou van haar man skei met 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Sal is in Matteus 5. Net as lees nie, as jy presies so lê. Daar's Matteus 19. Lukas 16. Almal sê dit van, jy kan iemand skei en iemand anders gaan trou nie. Nou, wat sê jy van as hy wel skei? As hy nou moenie skei nie, maar as hy wel skei. Jesus het daaroor gepraat ook, en Jesus het daaroor gepraat in Matteus 19, en hy antwoord hulle, omdat Moses, kom ons by Jesus en sê vir hom, nou maar,
Hoekom het Moses dan gesê, ons moet skei? Ons moet 'n skeier vir 'n vrou gee. Sê hy, Moses het nie beveel nie, hy het toegelaat. Van die begin af word dit nie so gemaak nie. En hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle hart julle toegelaat het om van julle vrou te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. En weer eens in die huwelikskursus gaan kyk ons na hoe is die storie begin, hoe het God ons gemaak en met mekaar gesit. Jy word een. Dis hoe God het gemaak het. Jy word een as jy trou. En oor daai rede sê God, ek het saamgesit, jy maak die keuse, ek sit julle saam, met die hengels een wees, en dis dit, dan is dit een. Jy kan dit nie skei nie. En toe sê hulle, maar Moses het gesê, toe sê God, ons moet harde harte. Dis hoe het so is. Kan jy dit dat mense verwoes word in 'n huwelik omdat iemand daar se hart is nie. So, egskeiding is nie veronderstel om op te leef by Christen nie. Ontrouheid is 'n geregverdigde om te loop, sê dit so. En dit sê ongelukkig as iemand se hart is, dan gaan dit ook so uitperk. En as een party in die huwelik se hart is, baie moeilik met hom mag werk het. So, as jy met iemand gaan praat het, moet jy vir sy wat jy sien, dit gaan nie lekker daar so nie, en hy of sy wil nie haar hart sag maak, en werk aan hulle nie, dan is dit hoe dit gaan wees, dis die einde van die storie. En ek dink ook, as jy dan laas ek Paulus het gesê, as iemand met sonde besig is, geen oor aan Satan, dit klink verskriklik, maar prakties beteken dit, ons half beskerming, God al sy beskerming blijkbaar van so af, nie om in die grond om te druk nie, om hom wakker te kry. Dus as jy kind van drop vir drugs, hopelijk kry jy kapot. En vermoed jy is deel van so ding, want as gemeenskap goed van iemand afgelig word, en egskeiding is nag. Die meeste van ons wat gesit is op tweede of meer huwelik. Okay? Dis nag, daar is nie so mooi egskeiding. Dis deel van daai gemors wat kom saam met dit. Verder is die opdrag hier aan mense wat in geestelik gemengde huwelike is, beteken dat iemand is 'n gelowige en iemand is nie. En Paulus sê so, as die ongelowige bereid is om te bly, moenie loop nie. Jy weet nie of jy gaan red nie. En as die ongelowige wil loop, is dit ook okay. Jy is nie gebind daaraan meer nie. Maar van Christene word verwag om eerder te bly, en hulle gades word geseën deur hulle verbintenis met die gelowige. Dit is amazing, want hierso word 'n ding omgedraai wat in die Ou Testament nie so was nie. En die Ou Testament is daar iets rein was, en hier kom onrein ding, en dan kom raak hier aan, dan die rein ding onrein geword. Hierso word anders gebeur. En die rede daarvoor sê is dat die kinders kan rein wees, en dit staan ook in die Bybel, in Maleagi. Maleagi 2 vers 15, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom nie een? Hy praat van mense wat een word. Hy het 'n geslag van God gesoek, in die Nuwe Testament gesê, 'n goddelike geslag gesoek. Neem julle dan in agterwille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van die leef nie. God is daar kwaad vir die volk oor hulle egskeid is. En hoe hulle vrou doen. En hy sê die rede hoekom ek egskeid na, is ek soek 'n goddelike nageslag. En dis wat Paulus ook daarso sê. Hy sê, as jy ongetroud is, of as jy gelowig geword het, en jou maatjie is nog nie, hang vas as jy kan. Bly jy daar, want jou kinders is rein met jy daar is, en jy gaan op jy nog iemand vir vrou kry. Maar as jy allemaal wil gaan, dan is jou verbond release. Ons gaan aan, vers 17 van 1 Korintiërs 7. Maar elkeen moet wandel net soos God om dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes, as iemand as 'n besnedene geroep, of is iemand as 'n gesnedene beroep geroep. Hy moet die besnydenis nie laat verander nie. Ek het gewonder hoe doen dit, maar daar is blijkbaar 'n procedure. Voor my is as jy strek gesny is gesny, maar blijkbaar kan dit dan nie. Hy moet die besnydenis nie laat verander nie. As iemand as onbesnedene, of is iemand as onbesnedene geroep, hy moet hom nie laat besny nie. Die besnydenis is niks, en die onbesnydenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie, maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. Want die slaaf wat in die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Soos ook hy wat as vryman geroep is 'n slaaf van Christus. Julle is dierlik gekoop. Onthou laasweek ook, moenie slawe van mense word nie. Laat elkeen broers in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God.
kyk, die kruks van die saak van hierdie gedeelte kry ons al in vers 17. En dit is, maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos toe hy elkeen geroep het. En die roeping, jy praat nie van die roeping in die Here van wat se ministerie moet hê. Jy praat van die Here in hom te roep. Waar was jy in jou lewe toe God jou geroep het? Sê hy, bly daar. As jy getroud was, bly getroud. As jy ongetroud was, bly getroud sy gawe het. As jy besny was, bly daar. Bly die plek wat God jou geroep het. So jy moet besluit probeer omdraai nie, al is dan nie meer vir ons betekenis van besluiting nie. Los dit net. As jy slaaf was toe jy tot bekering gekom het, kan jy slaaf bly. Word 'n goeie, goddelike slaaf vir jou baas. Want hy sê jy's nou 'n vryman, nie soos wat jou baas vir jou vryman is, en jou baas is net slaaf van Christus, nie soos jy 'n slaaf van hom is. So julle is op 'n geestelike vlak is julle gelyk is. Vers 23. Die Here herinner Paulus hulle weer, soos laasweek. Jy is duur gekoop. Dit behoort te beïnvloed hoe jou lewe. Dit behoort te beïnvloed wat jy met jou huwelik aanvang en hoe jy optree in jou huwelik. En ons moet nie slaaf word nie, sê hy, van menslike wysheid, van menslike tradisies met huwelike of besnydnisse of slawerwys. Hy sê, weer eens, fokus op Christus, soos die selfde storie van laasweek. Jy is duur gekoop. Hierdie is vers 25. As iemand nog ongetroud is, nee, is nie ongetroud nie. In verband met die maagde het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mens dat die barmhartigheid van die Here betroubaar is. Ek meen dat dit goed is vanweë die aanstaande nood, dat dit goed is vir 'n mens om so te bly. Dit toon nou weer enkele punt. As jy is jy aan 'n vrou verbonde, moenie losmaak vir soek nie. As jy los van 'n vrou, moenie vir soek nie. Maar as jy tog trou, sondig jy nie. En as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees en ek wil julle spaar. Daar sê Paulus net, kom hy wil julle met ongetrou bly, julle spaar. Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort. Van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie. Die wat ween asof hulle nie ween nie, en die wat bly is asof hulle nie bly is nie. Die wat koop asof hulle nie besit nie. En die wat hierdie wêreld gebruik asof hulle dit nie ten volle gebruik nie, want die verbuig of die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. So, die Paulus sê dinge. Hy sê hier's 'n aanstaande nood waarvan hy praat. En hy sê oor daai rede moet julle eerder nie as jy ongetroud is, los dit uit, bly soos ek. Nou verstaan die man se hartjie. Hy was oortuig hierso, lyk vir my, die aanstaande nood waarvan hy praat, verwys vermoedelik na Christus terugkoms. En Paulus het die dinge moet draai en hy's vol passie om mense by die Here uit te kry. En hy wil dat die mense met weer praat ook so as die gemeente daar so Korinthe. En Christus het dit kom soos om die draai vir hom. En hy verwag moeilikheid in daai tye. En dis nie van sy kop af nie. Hier staan Lukas 21 hoe die eindtyd lyk. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, hongersnoode en pestsiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. So al hierdie klap is in die pipeline en ons is nou daar so rond in ons ook. En Paulus het dit dadelik al gedink. En hy sê vir mense, ek weet nie jy moet onnodig swaar kry. Want as jy moet alleen wegloop of pes en goede deurgaan, dink ek vir ons 'n beter deel as jy alleen daar deurgaan. Om jou vrou kinders aan te sleep, is 'n ekstra ding en dan sê ek jy die goed te spaar. Vers 32. En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees, daar sê. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe die Here sal behaag. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, om heilig te wees na liggaam sowel as na gees. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag. Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van julle vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. Daar's die hele storie. Paulus wil hê jy moet die fokus op die regte plek hê. Soos laasweek in die week voor. Hy sê hier is dinge wat belangrik is, jy moet jou fokus, jy moet 'n onafgebroke toewyding aan God kan hou. En dis die probleem jy is met as jy net wil gaan. As jy dis nie sonde, dis nie probleem nie, maar dit gebeur. Iemand wat enkel lopend is, kan al sy tyd en sy energie aan God en sy sake spandeer.
Dis 'n blessing vir daai mense, dis 'n blessing vir my om sulke mense in die lewe te hê. Hy sê as jy nie daai genadegawe het nie, moet dit nie doen nie. Maar dan moet jy besef, iets gaan gebeur. Jy kan nie al die tyd aan al die goede aangee nie, maar dan moet ek hierdie poppie probeer gelukkig hou. Dis 'n baie lekker job, maar dit beteken ek kan nie deel op by die lewe sit nie. Ek het 'n kind. Ek moet vir hom probeer die lewe kan instry. En jy kan nie altyd tyd goed aan God spandeer nie. En dis wat Paulus hier so sê. Dis wat ek vir julle wil hê. Ek dink dit is goed as jy dit so kan doen, as jy daai gawe het. Maar as jy dit net sê, of as jy nie daai gawe het nie, moet dit nie. Maar dis ook my wil hê dit daar wees. Want jy kan die volle aandag aan God en aan sy sake gee. Vers 36, die laaste stukkie. Maar as iemand meen dat hy onafhanklik met sy maagd handel en sy oordeegde geleefdheid is en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil, hy sondig nie, laat hy trou. Want onthou nou, jy sou dit 'n simpel van hom, maar party van die mense dink hulle is besig met sonde, want Paulus het gesê dis beter en hulle moet gaan skei. Hy sê dis nie sonde nie, jy kan trou. Maar hy wil in sy hart vas staan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maag te bewaar, hy doen goed. Daarom, ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed. Hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. 'n Vrou is deur die wet gebonde solank as haar man lewe, maar as die man ontslaap het, is hy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. Sy is egter gelukkiger as hy so bly, beteken hy enkel, volgens my gevoel, en ek meen dat ek op die gees van God het. So in die laaste stukkie is dit net al 'n opsomming van die goeie wat ons nou gekyk het, so hy sê, die trou nie probleem nie. Die idee is om te besluit, weet jy my genade gaan om enkel loop te wees, of weet jy dit nie. En die hoofdoel is hy fokus op Christus. Jy moet nie toelaat dat die wêreld en die probleem van die wêreld en die kennis en die tradisie van die wêreld jou ander aftrek nie. En die laaste goeie wat Paulus hier so gee, is vir mense wat sy huweliksmaat al dood is, en hy sê, as jy trou met die Here. Die mense wat ek ken wat probeer het slimmer wees as daai. Julle, dit is moeilik. Maak seker die huweliks in die Here, sê hy. En hy sê dit ook weens ander plekke. Hierdie is 2 Korintiërs, denk ek, 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde heup trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ek sê dit sonde met iemand te trou wat nie 'n geloof is nie, hè? Ek sê maak julle baie moeilik. En hy sê net, wat? En as ek van 'n ding doen wat saam in die heup trek is, sê ek baie. Dis soos ons is mooi langs mekaar stap met die. Kan nie dit voorbeeld dink nie. So. En hierdie plan om dit so te doen, sê Paulus. Op sommenders gewys, deur die hele oggend, in geen partikulêre volgorde, julle. As gelowiges trou, sê Paulus hierso, moet julle net beskei. Redelike vrou. As iemand 'n ongelowige huwelik bekering kom, kan die huwelik aangaan as 'n ongelowige wil. As 'n ongelowige nie wil nie, dan is dit maar wat dit is. Maar die een wat bekering kom, sê hy, bly daarson, jy weet nie vir jou paar wat ander het nie. En jou kinders is gereinig. As jou huweliksmaat doodgaan, is jy vry om weer te trou, want jou verbond word ontbind. Huwelikskontrak. As gelowiges skei, is dit om het ten minste een persoon se hart verander. Christene wat sommer net skei sonder goeie redes wat hulle ons hier genoem het soos ontrouheid, moet eerder enkel bly of weer versoen word as jy trou as dit ek weet. As jy die genadegawe het om nie gelovig te wees, is dit fantasties, want jy kan al jou tyd en al jou energie aan God en sy saak spandeer, sê. As jy nie die genadegawe het, die is beter om te trou, sodat jy nie in seksuele versoeking kom. En die slotsom is dieselfde as al die ander probleme wat Paulus aangespreek het en wat ons deur afgelope paar weke gekyk het. Die fokus is, hou Christus die fokus. Jy is duur gekoop, jy word in jouself nie. Dit maak 'n verskil in jou lewe. En ek het al gesê, maak jy ook 'n verskil. Kan jy dink van die paadjie van heiligmaking? Jy kan nie hier staan maak of dit nie saak maak nie. Jy kan 'n pad van heiligmaking loop nie foute maak. Dit is oké, dit is wat God se genade is. Jy kan nie staan maak as dit nie saak maak en sê jy is 'n Christen. En ek wil net sê, omdat die meeste van ons wat hier is, al op 2 huwelikheids, tenminste. Dis nie veroordeel nie, dis soos enigiets, nie 'n groter sonde as enigiets nie.
Dis ook nie kleiner som as dit is gesonde. As jy toch aangejaag het dat jy die muziek, daar is legit redes verloop, maar as nie legit redes verloop. As jy legit redes vir hertrou, dan is dit verneem. As jy weer van die gedroog maak, jy het nog nie reg gemaakt dan nie. Dis nie rocket science, die vat of God jou op die paai van hulle, maak jy sê, dis jammer. Dis al. Jy sê, dis jammer. Wat is die fout? Wat is in my hart ingegaan dat ek seker goed sou doen of toelaat of wat jy aan die storie was? En dis dit. En jy laat God jou hart genees wat nodig is. Moenie veroordeel voel daar. God se woord veroordeel nie, spreek aan. So as die stem in jou hart sê, jy is 'n sleg siek, kyk wat jy gedoen, jy sê jy's 'n Christen, is dit nie God se stem. God se stem is nie veroordeel nie, dit spreek aan. Dit sê jy is 'n heilige. Maak reg. Kyk, ons lê oor. Here, dankie vir hierdie oggend weer dat ons na die woord kan kyk en dankie dat ons lewens kan anker aan iets wat vas is en solid is. Aan 'n ewige God en 'n ewige waarheid. En nie net 'n God wat 'n boodskap en bevele gee, maar 'n liefde vir 'n Papa wat die beste van ons gedagte het. Maar sê as jy hierdie gaan doen, gaan jy oorvloed lewe hê. En dit is ons begeerte, Here. Ons vra almal die vraag van hoekom, wanneer gaan het goed van, hoekom ervaar ons nie dit nie of wat ook al. Iets vir ons alles ombring. Iets betaal ons alle goed in ons lewe kan hê. Ons is duur gekoop. En ek bid dat in ons hart is aanspreek elkeen van ons waar dit nodig is, sodat ons die goed in ons lewe kan uitroer, nie dan hoor nie, sodat ons die volheid kan ervaar en geniet. En sodat U die eer kan kry van die werk in ons. Want as U die werk doen, ons kan ons self. Mense kom van die begin af. Ons het U nodig om ons te verander elke dag, om meer gelijkvormig te word in die beeld van Christus. Maar ons kies om vanoggend saam met U te loop op die pad van heilig maak. Ek wil bid vir elkeen wat jy sit, Here, wat daar nog met onafgehandelde saak in hulle lewens het met vorige huwelike. En ek wil bid dat U vir hulle die krag sal gee om te gaan deel daarmee. Wat het ook al so moet gebeur, maar dit is so 'n groot ding in ons samelewing. En ek vra dat U die genade en die krag sal gee om dit te gaan uitsorteer en in die vryheid te kan loop en die genesing wat U daarvoor gebring. En ek kom ook vanoggend en ek kom seën elke huwelik wat hier vanoggend verteenwoordig is in die naam van Jesus Christus. Ek seën die eenheid wat U gebring het die dag dat U gesê het, ek maak 2 een. En dit kan niemand skei. Mag dit nie skei nie. Here, dat dit permanent sal wees en dat dit die prentjie van U sal wees wat U daarvoor bepaal het. Dit is 'n ongelooflike gedagte vir my dit. U ons huwelike sal kan bereik van mense te trek van die vleis. En ons moet vir 'n pragtige prentjie wys van 'n beautiful God. So help ons asseblief daar in ons swakheid en vergeef ons wysheid in ons huwelike. Bring die genesing in ons harte sodat ons mekaar kan lief hê ten spyte van foute en verskille in my. Ek kom ook vanoggend op hierdie dag net Here en ek kom seën elke pa wat is spesifiek. Ek bid dat U vir hulle sal wysheid gee om goddelike mans te wees vir hulle vroue en veral spesifiek om goddelike paas vir hulle kinders te wees. Om so 'n pad saam met hulle kinders te loop dat die dag as hy kind God ontmoet dat vir hom dis so papa. Dis wat 'n papa doen. Dis hoe papa sorg, dis hoe papa streng is, en dis hoe papa liefde gee. Weer eens in ons eie krag en ons eie slimheid, doen ons baie terrible job daarvan. En dankie vir U genade, dankie dat hierdie genesing bring vir ons en ons kinders. Help ons, lei ons as mans en as paas, sodat U goddelike nageslag kan hê. En ek is redelijk oortuig dat as ons goeie paas gaan wees in die land, gaan heel omdraai. Die regeringse werk nie is die maase werk, dit is die maase paas werk.
En help ons ook hier in daai stukkie van wat U vir ons gegee het, te deel met die mense in ons. Ek bid weer dat elke van ons net ons plek sal ontdek, Here, dat ons help deur die Gees, hierdie lewe wat U vir ons het, om ons doel te doen. En ons wil U so graag hê ons lewens. Net omdat U het verdien. En ek seën ook elkeen hier so net in die week wat ons ingaan, met elke goeie gawe wat ons het in Christus Jesus, met die vryheid en die vergifnis, en die voorsiening, en die genesing, en die vrede van God, wat ons het in Christus. Ek bid dat U ons sal beskerm, dat U die engele sal uitstuur saam met ons elke hierdie week, om by ons te wees, en dat U ons sal veilig terugbring, die goeie tyd. In Jesus se naam. Amen.